Goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, vanoggend nou nie so baie oor die diere nie. Sekerlik weet ons, se olifante het die modder nodig vir hulle vel en dit is gesond en goed vir hulle. Maar mag ons die Here vertrou vir 'n heerlike reën. En want dit is sekerlik nodig vir almal se oorlewing, vir ons in die stede, vir hulle daar op die platteland, vir elkeen wat sekerlik met die diere boer, is dit so nodig. En die wilde diere het net soveel die reën nodig. Nie net vir drink nie, maar reën maak ook modder, wat ook help vir die diere dan. Nou liewe vriende, mag ons die Here daarvoor saam vertrou en daarvoor saam bid dan ook. Nou liewe vriende, daar's 'n koning Hizkia. En hierdie koning staan uit, daar is iets wat besonderlik van hom genoem word, hoe hy uitgestaan het. En dit waarmee hy uitgestaan het, is sekerlik iets wat elke kind van die Here kan dit doen. Inteendeel, elke mens kan dit doen en behoort dit sekerlik te doen, maar hy het hierdie saak gedoen en op grond van dit wat hy gedoen het, word daar gesê dat hy uitstaan, dat daar amper nie 'n koning soos hy was voor en na hom nie. Weet jy wat was dit wat hy gedoen het? 2 Konings 18 vers 5 sê, hy het op die Here vertrou, die God van Israel, vertrou, sodat onder al die konings van Juda na hom en die wat voor hom gewees het, niemand soos hy was nie. Is dit nie 'n geweldige, wonderlike saak wat daar is? Hy het op die Here vertrou, die God van Israel vertrou. Liewe vriende, so moet dit sekerlik wees. Het u op die Here, die God van Israel vertrou? Kan u op die Here, die God van Israel vertrou? U kan sekerlik die Here Jesus kom vertrou. Wat 'n mens kan dit nie doen nie. Dit is doeteenvoudig om in geloof na die Here toe kom en die Here te vertrou in elke saak waarin daar gehandel moet word dan ook. Ons sien dat dit het begin in vers 3, 2 Konings 18 vers 3, en hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Dawid gedoen het. Nou liewe vriende, al het die ander mense rondom hom nie reg gedoen nie, al het hulle die Here nie gedien nie, al het hulle nie die Here so behaag nie, het hierdie man net besluit, ek gaan die Here vertrou met my hele hart, ek gaan doen wat reg is. En mag u as kind van die Here sekerlik dit altyd doen, om te doen dit wat reg is. Dan kan die Here sekerlik vir u geweldig seën en kan die Here vir u ontmoet. Vertrou die Here vir die gevolge. Vertrou die Here vir die dade wat u sekerlik moet uitvoer. 2 Konings 18 vers 4 sê, hy het die hoogtes afgeskaf en die klippilare verbreek en die heilige boomstamme omgekap. Ja, hy het die Here aangehang sonder om van hom af te wyk en sy gebooie onderhou wat die Here Moses beveel het. So weer eens, liewe vriende, hy het net gesê, ek sal God vertrou. Elke afgod verbreek ek en elke afgod verwyder ek. En nie net, liewe vriende, het hy gesê 'n afgod is verkeerd nie, hy het dit weggeneem sodat die volk nie meer daarmee kon aangaan nie. En natuurlik sou daar mense gewees het wat in opstand gekom het en kwaad en ontsteld was oor wat hy gedoen het, maar hy het gesê, ek hou die Here aan, ek sal God vertrou vir hierdie dade wat gebeur. En liewe vriende, nou lees ons die wonderlike saak in vers 7 en 8. En die Here was met hom waar hy ook heen uittrek. Hy was voorspoedig en hy het in opstand gekom teen die koning van Assirië en hom nie gedien nie. Hy het die Filistyne verslaan tot by Gaza in sy grondgebied, van wagtoring af tot versterkte stad. Liewe vriende, die wonderlik net, hy het die Here vertrou en hy het gesê, ek sal vas staan, ek gaan nie verder die sonde dien, die koning van Assirië nie, die vyand gaan ek verslaan, en ek sal die grondgebied terugneem wat die duiwel van ons geneem het. En mag u vandag God so kom vertrou en tot eer van sy naam optree en ons bring aan hom die eer. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, dankie dat ons op u kan kom vertrou. Ons bid vir hulle wat in hierdie oomblikke moet kom om u te kom vertrou met hulle hele hart ook. Amen.